Goeiedag geliefdes, ons gaan vandag bietjie saam lees uit die woord van die Here en 'n bietjie met mekaar 'n gedagte bespreek wat vir ons almal nie 'n maklike pad is om te stap nie. Ons gaan nou daarby kom. Ons lees vanuit Hebreërs 13 vers 5 tot 8. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal julle nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my kan doen? Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Tot sover in die woord van die Here. Ons let spesifiek op vers 8 en ons gaan dit weer vir mekaar lees. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Nou geliefdes, as daar nou twee dinge is wat konstant bly in hierdie lewe, dan is dit verlies en verandering. Niemand van ons wat leef kan sê, ek het nog nooit 'n verlies gehad nie. Elkeen wat nog nie 'n geliefde aan die dood afgestaan het nie, gaan eendag van 'n tyd 'n geliefde aan die dood afstaan. Elkeen wat nog nooit iets verloor het wat hy besit nie, gaan eendag van 'n tyd dit verloor. Het sy of dit gaan breek of iemand dit gaan steel of hy dit maar net gaan vervang met 'n nuuter ene wat beter werk of miskien makliker werk. Feit is, verlies bly konstant. Ons kan nie daarvan wegkom nie. En verandering dieselfde. Niemand bly die heeltyd net bo nie. Niemand is heeltyd net op die top van die berg nie. Dikwels is 'n mens in die vallei, dikwels in die diepsee. En dan vir 'n rukkie op die berg se top en as jy weer sien, dan is jy weer in die diepsee. Verandering bly konstant. So verlies en verandering kan vir ons 'n moedeloosheid voorbring, want ons kan vir mekaar vra, maar waarom bly ek heeltyd verlies? Waarom is daar heeltyd verandering? Hoekom kan ek nie net konstant bly en gelukkig wees nie? Nou geliefdes, die antwoord op hierdie vraag is eintlik so eenvoudig. Die sondeval. Die plaasvind van die sondeval het meegebring dat verlies en verandering vir ewig, solank ons hier op aarde is in elk geval, vir ewig in aardse terme, solank ons leef, lewenslang, met ons sal wees. Ons kan nie daarvan wegkom nie. Jy kan nie sê, verandering, ek wil vir jou wegkruip nie. Jy kan nie sê, verlies, nou wil ek nie meer iets mee te doen hê nie. Nee, dit is deel van jou lewe. Jy moet dit maar net aanvaar. Maar, gelukkig geliefdes, eindig die verhaal nie hier nie. Want as die verhaal hier geëindig het, en ons koppe vasgehou het en gesê het, nee wat, dan beteken niks nie, dan is niks iets werd nie. Nee geliefdes, hierdie verhaal eindig nie hier nie. Jesus Christus, hoor daardie naam, Jesus Christus, wat beteken dit? Verlosser, Jesus, Christus, gesalfde. Die verlosser en die gesalfde, die seun van God, is gister, vandag, dieselfde, tot in ewigheid. En hy het gekom en hy het kom sê, ek maak 'n einde aan die sonde, die dood en die Satan. Hoe het hy dit gedoen? Aan die kruis. Deur aan die kruis te kom sterwe, het hy uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat, sodat nie een van ons Gods verlate hoef te voel nie. En daarom moet ons vir mekaar sê, wat ons hier saam gelees het, is ook net so belangrik soos vers 8. Hier in vers 5. Waar die Here sê, wees tevrede met wat jy het. Wat het jy? Jy het God. God sê, ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Jy het God. Miskien het jy verlies gely, miskien het jy verandering ondergaan, maar jy het God. En Christus
bly dieselfde. Met ander woorde, as Christus vir jou vandag sê, ek het jou lief met 'n ewige liefde, beteken dit 'n ewige liefde. Daar's nie einde nie. As Christus sy lewe vir jou gegee het aan die kruis, beteken dit jy is 'n verloste kind van die Here vir ewig. As Christus in jou plek die sonde gedra het, jou skoon gewas het en rein gemaak het met sy bloed, dan sien hy jou vir ewig voor hom sondeloos aan. Nee, jy's nie sondeloos nie. Maar as Christus na jou kyk, sien hy nie meer die sonde nie. Hy sien die nuwe, skoongewaste mens in Christus. Daarom, geliefdes, het ons 'n hoop wat nie beskaam nie. Ons het Jesus Christus. Iets wat die wêreld nie het nie. Die ateïs sê, "Gits, hoe gaan ek maak met hierdie verlies? Waar jy nou? Hoe gaan ek maak met hierdie verandering? Waar jy nou? En as ek dood is, dan is dit verby. Dan ek moet my lewe nou geniet. Anders gaan ek dit nie maak nie. En as ek dood is, wat dan? Nee. Nee. Ons sê deur die krag van die Gees, alles stop nie hier nie. Daar is 'n lewe na die dood. En vir hulle wat glo, is daar 'n kroon van die ewige lewe. En daarom, geliefdes, moet ons mekaar vandag bemoedig deur te sê, as ons verlies gely het deur geliefdes wat nie meer hier is nie, weet ons dat hulle veilig by die feesmaal van die lam aansit, die kroon van die lewe ontvang het. En ons kan daarmee saam weet, ons is op pad soontoe. Ons weet nie wanneer dit gaan wees nie. Môre, 2 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 5 sekondes, ons gaan nie weet nie. Maar ons weet, as ons daar kom, is ons verlos van alle aardse laste. En dan sal ons die wonderlike ervaar. Dan sal ons, soos Christus, beleef dat alles gister, vandag en môre dieselfde gaan wees. Hoe gaan dit wees? Hoe sê Openbaring 21 so mooi? Daar sal geen dood meer wees nie. God sal al die trane van hulle oë afvee. Ook moeite en geween en swaar kry sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verbygegaan. So ons kan vir mekaar sê, daar is hoop. Al is dit so dat verlies en verandering konstant is dit bloot 'n filosofiese term en aanhaling wat vir ons net 'n werklikheid van die aardse kom skets. Vir die Christen is daar meer. Daar's nog iets wat dieselfde bly. Jesus Christus. Kom ons hou aan hom vas as ons leidsman. Kom ons vertrou op hom. En ja, soms bevraagteken ons sy wees, soms verstaan ons dit nie. Maar kom ons leer om sy wees te aanvaar en vir mekaar te sê, ons is tevrede met wat ons het. Ons het 'n God wat nie kan verander nie, nie wil verander nie, nie gaan verander nie, wat altyd goed bly, wat altyd vir ons lief is. En ons het 'n God wat ons nie sal begewe of sal verlaat nie. Want Jesus Christus is gister, vandag dieselfde tot in ewigheid. En ewigheid beteken, daar's nie 'n einde nie. Hy bly altyd dieselfde. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God. Here, ons kom dra elkeen vandag aan U op wat na hierdie boodskap luister. Wat dalk onlangs verlies of verandering ondergaan het. Ag Here, wil U die trane van hulle oë afvee. Wil U die verlange, die eensaamheid, die gemis vervang met 'n sekerheid, 'n vaste sekerheid dat U gister, vandag en môre dieselfde is. Wil jy hulle help om die verlies en die verandering te kan hanteer, om die berge weer op te klim, om die valleie te kan trotseer, om die aanvalle van die vyand te kan afweer deur U krag en U leiding en U versorging. Here, wil U elkeen van hulle laat besef, U sal hulle nooit begewe en nooit verlaat nie. Ja, verlies en verandering bly konstant, gaan nie weg nie. Maar dis aards, dis filosofies. Daar is meer vir die wat glo. Vir ons wat glo,
weet ons dat U altyd dieselfde bly. Dat U nooit verander nie, en daarom, as U eenmaal vir ons gesê het, ek het jou by die naam geroep, jy is myne, bedoel U, ons is Uwe. Ons kan nooit van U weggeneem word nie. Geen verlies, geen verandering kan ons van U skei nie. Daarom, Here, bid ons vir elkeen wat vandag dit beleef. Ons bid dat U hulle sal vertroos, sal versterk. En dat U, daar waar hulle vrae het, hulle sal help om te besef, U het al die antwoorde. U ken al die antwoorde. U is besig met hulle. Al voel dit dalk nie so nie. Al lyk dit dalk nie so nie. Wil U gee, Here, dat hulle sal berus by die wonderlike troos dat iemand met hoofletters die antwoorde ken. Al ken hulle dit nie. En wil U gee, Here, dat die besef tot hulle sal deurdring, al hoe meer en meer, dat U 'n God is van liefde. 'n God wat regverdig oordeel. 'n God wat nie sal toelaat dat sy kinders verlore sal gaan nie. 'n God wat die vyand straf. Ja, 'n God wat die sonde saam met hom aan daardie kruis vasgespijker het, sodat ons kan weet, die sonde het nie meer mag oor ons nie. Here, en daarom vra ons, vergeef ons wanneer ons oortree. Vergeef ons wanneer ons vra het oor hoekom hierdie verandering en hierdie verlies dan nou plaasvind. Vergeef ons omdat ons soms dan vir U bevraagteken en sê, maar hoe kon U dit laat gebeur het? Help ons, Here, om te weet. U weet wat U doen. U is nie soos 'n besigheidsbestuurder wat 'n risiko neem en dan as 'n fout gaan beskoudig almal om nie. Nee, U weet presies wat U doen. U weet presies wat U doen. Help ons daarom, Here, om berusting te vind in U weë. Dit nie te bevraagteken of te probeer verstaan nie, maar dit net te aanvaar. Want Here, omdat ons weet dat U dieselfde is, help ons daarom om te besef, ons omstandighede, ons verlies, ons verandering, bepaal nie wie U is nie. U karakter, U goedheid, U bereidwilligheid om ons te help in nood, U teenwoordigheid wat nooit van ons wyk nie, dit maak van U God. En dit definieer U. Ons bid hierdie dinge, Here, nie omdat ons enigstens genade so klein soos 'n mosterdsaadjie verdien nie, maar omdat U genade groter is, onbeskryflik groot is. Maar ons bid dit in die naam van Hom wat is, wat was en wat kom, Hy wat vir ewig en altyd dieselfde bly, Jesus Christus, die redder van ons siele. En ons bid dit die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.